kleur. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloosters, die wat hom in gees en waarheid dien. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u, dat die woord van die Here en die waarheid daarin vervat vir u altyd van kardinale belang is. Nou ons leef in 'n tyd van groot misleiding en hoe nader ons kom aan die wederkoms van Christus, hoe groter gaan hierdie misleiding kom. En ons gaan vandag juis in hierdie video gesels oor een van daardie misleidings, die Project Bluebeam of die Bluebeam Fake Rapture. Nou agter die gordyne is hulle besig met die beplanning daarvan deur tegnologie soos AI en ander tegnologiese fondamente of fondasies is hulle besig om te kyk na hierdie misleiding wat gebring gaan word, waarvan Jesus baie duidelik gepraat het in Matteus 24 vers 5. Hy sê pas op dat niemand julle mislei nie, want daar gaan baie mense kom en sê ek is die Christus. En ons gaan dit in hierdie video sien vandag, hoe dat hulle in die Bluebeam, die Project Bluebeam, dit gaan probeer naboots, die wederkoms van Christus, dat daar valse Christusse gaan kom en so meer, en om baie mense te probeer mislei. Maar jy moet onthou, die pre-trib leraars glo dat die wegvoering van die kerk gaan plaasvind voor die 7 jaar, voor die groot verdrukking van 7 jaar, en dat die kerk nie hier gaan wees nie. Maar ons gaan ook fokus op wat pre-trib gelowiges te sê het oor hierdie projek, en wat is hulle reaksie daarop, en dan moet jy natuurlik ook hierdie misleiding hoor wat hulle gaan kwytraak. Maar kom ons gaan speel vir 'n paar video's, ons gaan kyk wat hulle sê, ons gaan dit alles beoordeel in die lig van die skrif. So ek begin dadelik met 2 video's juis oor hierdie projek Bluebeam. Kom ons luister daarna. What if the greatest alien invasion or religious miracle you ever saw wasn't real at all? That's the chilling idea behind Project Bluebeam, a conspiracy theory that claims governments and powerful organizations plan to use advanced holograms and mind control to stage a fake global event. The theory suggests massive 3D projections could fill the sky with UFOs, or even religious figures, convincing people that aliens have arrived, or that a savior has returned. The goal? To unite humanity under a single world government by manipulating belief and fear. It's said the technology already exists. Satellites capable of projecting images, devices that transmit sound directly into people's heads, and psychological tactics powerful enough to alter perception. Critics say it's pure science fiction, with no real evidence. But believers argue that sudden spikes in UFO sightings, strange sky phenomena, and government disclosures are all part of setting the stage. So here's the big question. If Project Bluebeam ever went live, would you know the difference between reality and illusion? This here is a high-tech holographic display being tested in the desert by the government, and it was recorded by a passerby. Now, for those who don't know what Project Bluebeam means, it's a high-tech, 3-dimensional, realistic laser display that will be projected all around the world, and this will be used to usher in the Antichrist, and this will be at the end of the New World Order. There will be a lot of display of things in the sky, especially alien spaceships, and this will be used to bring the people into panic, into fear. You know, especially in major cities, these things will be displayed. It will also be used to, you know, make a false rapture scene, okay, to get Christians and religious people to think that the rapture has occurred. So there will be a lot of holographic display of the Christ, you know, in the air, and this will get people to run into panic. Nou ja, dit is wat hy sê, dat hierdie mense is besig om agter die gordyne, is hulle besig met die beplanning van hierdie Bluebeam, die Project Bluebeam. En dit behels natuurlik ook 'n alien invasion, 'n fake rapture en so meer, maar alles is maar net ten doel om 'n groot misleiding te bring in die wêreld. Nou deur AI tegnologie en baie ander fondasies is dit so dat mense is besig om, ons sien dit reeds vandag op social media, hoe mislei ons kan wees
wanneer 'n AI video speel en dit is nie die ware Jakob nie. En dit is wat hulle gaan doen, die tegnologie is geweldig en dit gaan net meebring dat mense mislei gaan word. Soos Jesus gesê het natuurlik in Matteus 24 vers 5, dat daar gaan baie mense mislei word. Nou, die groot misleiding is beslis aan die kom, dit is nie iets wat ons kan vermy nie, Jesus het ons gewaarsku daarteen, en mense wat dink, daar gaan nie misleiding kom nie, is vas aan die slaap, maar alhoewel ware gelowiges nie mislei sal word deur 'n sogenaamde Bluebeam rapture nie, want daar gaan nie 'n wegraping plaasvind in watter vorm ook al nie, nie 'n pre-trip nie, nie 'n Bluebeam rapture nie, dit gaan nie plaasvind voor die begin van die 7 jaar nie. Maar Jesus het gesê dat hy gaan terugkom by die wederkoms na die groot verdrukking, dis baie duidelik, en so baie ware gelowiges stry hierteen en wag vir 'n baie gemaklike doktrine, waarin Jesus ons gaan kom wegvat voor die moeilikheid begin, wat nie gaan plaasvind nie. En dit is aan die orde van die dag in ons kerke. Nou, ek gaan vandag fokus op wat die pre-trip gelowiges te sê het, juis oor hierdie video. Ons gaan dit nou vir u speel, waar Michelle praat daaroor, en dan gaan sy 'n video speel van mense wat oor hierdie misleiding praat, hierdie Project Bluebeam. Nou, ons gaan kyk daarna, ons gaan kyk wat die woord van God leer daaroor, en dis belangrik. Ons gaan luister wat sê Michelle. I'm going to play this video clip for you, and let's come back and talk about it. This Project Bluebeam, do you think that they could fake a rapture? Do you think they could fake a rapture in order to bring such discouragement to immature believers that they would believe that they were left behind, and that would be maybe the great falling away? That I literally just said that on my program last week, on one of my shows. I predicted it. I predicted that through AI, through Project Bluebeam, and through drone technology and so forth. I think that, I don't know how much you believe in predictive programming, but man, I'm all in on predictive programming. I mean, I predicted, and I hope I'm wrong. Absolutely hope I'm wrong. 100% hope I'm wrong. But I can foresee Jesus in the culmination of some World War III type scenario, chaos, because aliens have been come forth and the rollout has happened, the UFO disclosures happened, and just the world is just in chaos. I can foresee this image of Jesus, this is the way I saw it in my mind, in every continent and in every region, showing up in the sky, and then all of a sudden this AI Jesus begins to speak in the language of that world. In fact, it's going to have the ability to actually be heard through the devices and through the ears of whatever language they speak. And I see this AI Jesus saying, I am Jesus, and I've come here in your country to tell you that you've been misled, that this is not what you said that a rapture is going to happen. This is me saying that Buddha is one of my prophets, Muhammad is one of my prophets, and this Jesus, I've come to you in the form of Jesus because everybody's expecting to see me in the sky. I was also a prophet, and he's going to eventually say, but we are all paths, we are all prophets of the ultimate creator, that is the one that you are being told about now. Nou ja, hier word gesels oor die sogenaamde Bluebeam rapture. En het natuurlik geluister wat hulle sê, die moontlikheid is so groot dat dit gaan gebeur, en dat dit absoluut maar net misleiding gaan bring, dat ons almal aan een God behoort, alle godsdienste is dieselfde. En ek wil weer 'n keer sê, Matteus 24 vers 5 is 'n geweldige, belangrike skrifgedeelte, waarin Jesus sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Hy waarsku uitdruklik. Hy sê, want baie gaan in my naam kom en sê, ek is die Christus. Daar kom 'n valse godsdienststelsel oor die wêreld, en nou by dit gesê, Satan weet presies, dat daar gaan nie 'n pre-trib rapture plaasvind nie. En hy weet dit, hy ken die woord van God baie goed, en hy weet wat het Jesus geleer. So hy weet daar gaan nie 'n pre-trib rapture, maar hy promoveer dit, en hy weet alhoewel dit nie gaan gebeur nie, moet hy nou iets doen om dit na te maak. En so baie Christene het gehoor, hy sê die immature, die onvolwasse Christene, onkundige Christene, hulle gaan totaal mislei wees, en daar's miljoene wat nie verstaan wat God se woord leer oor hierdie eindtyd, die eskatologie nie. Maar dit is ook so dat ons moet verstaan dat deur middel van gevorderde tegnologie, die AI as sulks, dat so iets die wêreld en Christene kan mislei. Ons sien dit daagliks op social media, hoe baie mense
mislei word deur AI, jy dink dis die persoon wat daar praat, maar dis eintlik nie hy wat daar praat nie. En dis baie, baie ernstig. Maar kom ons gaan luister wat sê Michelle oor hierdie Bluebeam Rapture, wat sy glo nie gaan gebeur nie, maar dat niemand gaan mislei word nie, maar niemand gaan verdwyn nie. Kom ons gaan luister wat sy sê. So I've had a lot of people speculate that this is something that they may try to do, is stage a fake rapture. And to be honest with you, this just isn't possible to pull off, and here's why. They cannot stage a fake rapture because no one will go missing. Christians thinking that they could possibly pull off a fake rapture and be actually scared that they might think that they were left behind. It just sounds absurd, because think about it just for a minute. There isn't going to be any evidence of anyone missing from the world. Everyone will still have all their family members in their home, co-workers at work. Everyone's still going to be here. Nou ja, sy sê dat so ietsie kan gebeur nie, want niemand sal vermis word nie. En dis heeltemal waar, by 'n fake rapture of 'n Bluebeam Rapture gaan niemand vermis word nie. Maar die idee agter dit is om verwarring te bring, misleiding te bring, en dit is die hoofdoel van die projek Bluebeam. Nou sê sy dat almal nog hier gaan wees, daar sal nie 'n bewys wees dat so iets plaasvind het nie, want almal gaan hulle families bymekaar hê nog, en so meer en so meer. Maar die gedagte is dat hulle hierdie ding wil laat plaasvind om die wêreld, nie net die Christene nie, maar die wêreld te mislei. Onthou, die wêreld is totaal onkundig, hulle is in die war oor hierdie goed, en hulle gaan glo iets het gebeur, en ons almal moet nou saam staan onder 'n nuwe wêreldorde. So dit is die gedagte wat sy tuisbring, dat dit kan nie gebeur nie, maar kom ons gaan luister nou wat sy te sê het oor, dit is waar die pre-trip misleiding nou dan sterk na vore kom. Sy glo dat by die ware wegraping gaan vliegtuie val, en karre gaan in ongelukke wees, en dokters gaan vermis word, en so meer, wat nie gaan gebeur nie, en wat die woord van God nêrens leer nie. Kom ons gaan luister wat sy sê. So they can't really pull it off, because one of the biggest signs that the rapture happened will be cars literally driving off the road, planes falling out of the sky, surgeons disappearing mid-surgery, and I could go on and on. People will literally see that millions of people just disappeared in the blink of an eye when it does happen, and that there will be complete and utter chaos falling upon the world and people everywhere, not to mention mass hysteria when the rapture actually does take place. Also, biblically, only born-again believers who are going to be raptured will see Jesus appear and be caught up to meet him in the air. No one will actually realize what just happened, and people will see people disappear right before their eyes, like sitting right in front of them. The only time the entire world, and that only time that every eye will see Jesus in the sky on his white horse with his sword, is at his second coming, when he returns to the earth to set up his kingdom. Nou sy sê, hoekom kan dit nie gebeur nie? Nou hier kom die left behind misleiding. Sy glo daar gaan vliegtuie val, ongelukke dokters wat vermis word, daar gaan chaos oor die wêreld wees, en dit is wat die pre-trip leerstelling jou leer, dat dit gaan gebeur by 'n pre-trip rapture, en dit gaan nie gebeur nie, en ons gaan daar wees, ons gaan hierdie goed nie sien gebeur, ons gaan wel die wederkoms ervaar na die groot verdrukking. Maar sy sê dis wat gaan gebeur, en dan sê sy iets baie interessant, dat net gelowiges, wedergebore gelowiges, Jesus gaan sien kom op die wolke. Die res van die wêreld gaan hom nie sien nie, hulle gaan hom eers sien by die wederkoms, waar elke oog hom gaan sien. Jy sien, hierdie mense verwar die wederkoms en 'n pre-trip rapture. Hulle dink dis twee aparte gebeure, terwyl die wederkoms plaasvind na die verdrukking, daar gaan ook die harpazo plaasvind, die wegvoering van die kerk. En dit is wanneer elke oog hom gaan sien kom. Jesus sê, die teken van die seun van die mens gaan verskyn in die hemelruim, en dan gaan die nasies en die bewoners van die aarde, die stamme van die aarde rou klaag, en hulle
hulle gaan murmureer en hulle tonge, hulle gaan spyt wees wat gaan gebeur, want die dag van die Here het aangebreek. En nou ja, hierdie ding is 'n soort van 'n secret rapture, waar net gelowiges hom gaan sien, en dis nie wat die skrif leer nie. Die woord leer vir ons nêrens dat by 'n pre-trib rapture gaan daar 'n geheimsinnige verdwyning wees van mense nie. Dit staan nie in die skrif nie, hulle voeg dit in die skrif, en dit kom maar alles uit die boeke van die Left Behind. Nou kom ons gaan kyk wat sê Christie oor hierdie gebeurtenis, en sy sien dit as 'n geheimsinnige secret rapture. Listen, I will shout it from the rooftops. Jesus is coming and the rapture is imminent. Not the physical, visible return, but the secret coming, the catching away, and it requires preparation. Nou ja, sy sê dis 'n geheimsinnige verdwyning, 'n secret rapture, nie 'n fisiese koms nie, so baie mense, almal gaan hom nie sien nie. Nou dit is 'n geweldige misleiding, dis pre-trib rapture misleiding, niks anders nie. En die groot misleiding is al reeds hier. Toets al hierdie goed, veral die pre-tribulation rapture, dit staan nie in die skrif nie, Jesus het dit nie geleer nie, maar die wêreld hoor ons praat, en hulle is besig met 'n projek Bluebeam, en die wêreld gaan mislei word om te val vir 'n een wêreld godsdiens, 'n een wêreld regering, en dit is aan die kom. Wel, of dit gaan plaasvind hierdie Bluebeam projek, dis irrelevant. Wat ons moet weet is dat ons as Christene moet waarlik gereed wees vir die wederkoms van Christus. Ons moet getrou wees aan ons meester, en ons moet weet dat hy gaan wel terugkom. En dan sal ons hom sien soos hy is. Elke oog sal hom sien. Daar is nie 'n pre-tribulation rapture nie. Die misleiding is al reeds aan die gang. En hierdie misleide teologie, hierdie misleide leerstelling van 'n pre-trib gaan baie Christene tot 'n groot val bring. Mag die Here ons oë open deur die werk van sy Gees, dat ons getrou sal wees en sal wag as Jesus waarlik gaan terugkom. En dit is wat hy beloof het en hy sal dit doen. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.